Goeiemôre julle, ek hoop almal oorleef hierdie lekker koue weer. So ek het besluit om julle sommer gou saam met my te vat terwyl ek plaasrondes doen, net om vir julle te wys wat dit alles behels. So dis volmaan, wat beteken die kans vir veediefstal is baie groot. So ek soek gou die beeste. Hier lê die klomp blikskorrels. Ek het hulle gesoek, hulle lê nie onder teen aan die draad of onder by die kamp soos wat hulle gewoonlik doen nie. Maar hulle almal kruip hier in die bos weg by die water. Ek gaan julle nou wys. So dis volmaan, veediefstal risiko baie hoog want dis wanneer die klomp skelms rondloop. Alhoewel ons nou agtergekom het, dis nou nie meer net volmaan nie, maar ons moet nog steeds seker maak. Ek en die honde kom sê net gou vir die beeste hallo, ons het hulle nou gekry. Ek wys julle sommer. Hier lê hulle almal lekker rustig. Water is darm vol, nie probleme nie. Om die krib is dit nat van die reën, winterreën. Maar ja, hulle lyk lekker rustig. So, môre. Môre beeste. My oupa het my geleer jy moet altyd jou beeste groet as jy hier aankom en met hulle gesels. So ons nuwe realiteit aangesien veediefstal nou baie erg toeneem en ons het nou agtergekom dis nie meer net deur die tyd van volmaan nie, dis nou sommer reg deur die maand. Dit kan met enige iemand enige tyd gebeur. So daarom moet ons nou seker maak dat alles op die plaas reg is en basies ooreenstem met hoe dit die vorige dag was. So in die oggende sal ek dan nou lyndrade ry. Eers begin ek by die beeste se kamp waarin hulle loop om seker te maak dat hulle nog in die kamp is en dat geen drade gebreek is of hulle dalk deur 'n hek gejaag is nie. Daarna skuif ek oor na die plaas se lyndrade. So ek kyk vir enige iets soos geknipte draad, mis, vars mis, voetspore of enigiets wat ongewoon lyk. En dit gee dan nou vir my indikasie van wat 'n groep dalk geteken was. Die vorige keer was dit hulle het, ek vermoed, gekom vir die skape en ons het by die huis aangekom in die tyd wat ek dink hulle besig was, so ons het hulle moontlik weggeskrik en toe beweeg hulle na die beeste toe, so toe steel hulle die beeste. So ja, ek kyk nou maar net vir draad, maar al hierdie draad is daarom nog heel en dan beweeg ek nou aan na die volgende kant. Ek is gou by die volgende groep, kom kyk dat hulle water reg is, dat daar nie dalk 'n pyp gebars het deur die aand nie, want nou met die koue is dit wat baie vinnig kan gebeur. En hier staan die beeste, die groepie nou voor my. Môre julle, hulle soek nou voer en hier kom die trekker actually nou sommer dieselfde tyd. So hulle weet dit. So ja, kan hulle gou tel, seker maak almal is hier, hulle lyndraad ry, maar gelukkig met as jy getalle het, gaan jy weet of iets uit plek uit is. Ek het nou kraaie ook gehoor en sommer dit net ook vir julle noem, dat kraaie kan ook vir jou aandui as iets nie reg is nie. Want hulle gaan nou natuurlik agter 'n karkas aan. En die nuwe ding wat blykbaar ook nou kop uitsteek is, hulle slag jou beeste in die veld. So dit sal nogal goed wees om te kyk waar die kraaie is, waar hulle almal bymekaar kom om seker te maak dat jy nie dalk 'n dooie bees of beeste het nie. Terwyl ek nou so die drade ry, dink ek moet ek sommer vir julle wys wat se gemors die varke besig is om vir ons hier te maak. Hulle grou gate op gate op gate. Elke dag is daar 'n nuwe gat. So ja, seker al 'n hele myn hier onder ons. Hierdie draad wat ek nou kyk is 'n plaaslyndraad, so dis die buurman wat langs ons is en dan die beeste loop ook in hierdie kamp. So dit is dan nou goed om net seker te maak dat hulle nie dalk hier uit is. Kan ek nou eintlik vir julle baie mooi wys. So julle kan sien, die beeste het hier rondgeloop tot waar die hek toegemaak het en daarna is daar geen ander beweging nie. So dis byvoorbeeld waarvoor ek sal kyk vir spore by die hekke. Ek was gou by die dam, gesien ek met die pomp aan sit, so dis die laaste plaas duty wat ek vir vanoggend se roete moet doen. Verder is die beeste almal in hulle kampe en rustig, so dis goeie nuus, die lyndrade is heel, die skapies is reg. So
Ja, dis my goeie nuus. Vanmiddag is die enigste ding dan wat ek weer doen is, ek ry die kampe waarin die beeste is, se lyndrade, seker maak dat dit nog heel is, kyk of die krippe vol is, damme vol is, en dan is ons reg om te gaan. Dankie dat julle saam met my die oggendplaasduties gedoen het. Ek sien julle volgende keer. Doodles.